Goeiedag, dis die 7de Maart 2020. My naam is Pieter van der Merwe. Die agtergrond lyk nou 'n bietjie anders as waaraan u waarskynlik gewoond is. Dit is die hitte wat my bo uit die boefretrek uitdryf. Hieronder lyk dit beter, ek het 'n waier hier by my en dit gaan dalk beter. So baie welkom, ons praat weer oor die Here se koms en terwille van die van u wat die eerste keer inskakel, dit bly ons tema. Vandag praat ons spesifiek oor eindtyd nuusbrokkies. Dit gaan oor die nuusgebeure van die dag en hoe mate dit deur die skrif voorspel word of heenwys daarna, of dat ons dan na die skrif kyk en sekere goed kan verwag in die nuus of in die geskiedenis van die wêreld. Ons is die bevoorregte generasie dat ons hierdie goed mag sien en kan weet waarna om uit te kyk. Die Here is ongelooflik, hy maak die goed vir ons oop. Kom ons bid net saam. So prys ons die Here dat U is wie U is. So prys ons dat ons nie alleen is nie, dat ons nie weeskinders is nie, maar dat ons egte kinders is van die lewende Here. Prys ons die Here dat U woord vir ons oopmaak, soos nog nooit tevore, dit glo ek in die geskiedenis nie. En dank ons die Here dat U ons begenadig, dat ons die generasie kan wees, wat hierdie goed sien in vervulling gaan. Seën die woord vandag aan ons Here, ons bid U wysheid, ons bid U insig, en dat goed nie uit eie vermoë of uit eie insig vir mekaar gesê word nie. Mag U woord triomfeer oor alles, in Jesus se naam. Amen. Ek sê dis eindtyd nuusbrokkies. Die drie goed waarna ons vandag gaan kyk is seker die drie belangrikste goed wat die afgelope tyd in die nuus bly. Die een is die Israeliese verkiesing, kom nou al 'n jaar aan. Die tweede een is die konflik tussen Rusland en Turkye. En die derde ding waarna ek wil kyk is die coronavirus. Ons het verlede keer oor hierdie coronavirus onder andere gepraat en die dinge verander so vinnig en ontwikkel so vinnig dat ons vandag weer daaroor praat, maar ek wil net bietjie uit 'n ander oogpunt daarna kyk. Goed, as ons begin met die Israeliese verkiesing, dan sal die eerste vraag wees, as jy nie inskakel en nog nie van ons voorafgaande programme gesien het nie, dan sal die vraag nou maar waarom? Wat het dit nou met ons te doen? En nou wil ek antwoord, dit het alles te doen met kinders van die Here. Die Here het in Matteus 24, en ek het altyd daardie versie aangehaal. Ek gaan dit vandag aanhaal uit Lukas 21, vers 29 tot 33, waar die Here Jesus vir sy disippels op 'n vraag antwoord. Hy het vir hom gesê, Here, wanneer sal ons weet hierdie dinge gebeur? Wanneer is U koms? En hoe sal ons die tye ken? Iets in die lyn. En toe sê hy vir hulle hierdie woorde: Let op die vyeboom en al die ander bome. Wanneer julle sien dat hulle begin bot, weet uit julle eie dat die somer naby is. Net so weet julle ook dat die koningsheerskappy van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Ek verseker julle, hierdie geslag sal verseker nie uitsterf, voordat alles gebeur het nie. 'n Rykdom van goed. Die vyeboom is altyd die simbool van die staat Israel. Die vyeboom het vanaf 70 na Christus omtrent nie bestaan nie. In 1948 het die land weer ontstaan. Die vyeboom kom skielik weer op die toneel. Geslagte het nie geweet om hierdie goed te interpreteer nie. Ons is bevoorreg om te kan sien, maar hier kom die vyeboom en die profesie skop weer oombliklik in. Dis wat om ons gebeur, dis die vyeboom. Die ander bome is die res van die wêreld. Nou die Matteus evangelie sê nie die ander bome nie, dis net die Lukas evangelie. Die ander bome verwys na die ander lande in die wêreld. Ek dink dis die periode in die wêreldgeskiedenis waar die goed die vinnigste gebeur, waar alliansies gevorm word. As jy nou net dink in my leeftyd het die oorgrootste meerderheid van Afrika onafhanklik geword, het hulle losgekom van koloniale bewind en so 'n klomp alliansies gesluit, ekonomiese alliansies, politieke alliansies, en maak die wêreld hom baie duidelik reg vir 'n eenwêreldregering wat die woord ook voorspel wat die anti-kris gaan doen. Nou goed, waarom Israel? Ons kyk na die vyeboom nommer 1 sodat ons die tye kan verstaan. Dit is wat die Here Jesus bedoel hierby. En dan sê hy aan die einde van hierdie versie ook, ek verseker julle, dieselfde geslag wat die vyeboom sien bot en al die ander bome, sal nie uitsterf voordat alles gebeur het nie. Vriende, ek weet nie of ons besef, die kerk besef het nie, omdat hierdie goed anders gesien word, omdat Israel se posisie nie meer herken word nie. Ons is die geslag wat gaan sien as die Here Jesus kom. Ek sê nie, ek gaan dit sien nie, maar hierdie generasie wat hierdie goed sien gebeur, dis die ouens wat dit gaan sien. Ek wil
as ons gaan kyk na die Israeliese verkiesing, dis die derde verkiesing, dis ongeëwenaar, dit was nog nooit so nie, wat verkiesing moet herhaal word. Die algemene gevoel was in die afgelope tyd dat Gantz gaan wen, en teen al die verwagtinge in soveel kere in die verlede, wen Netanyahu weer, en hy wen met 'n groter meerderheid as wat hy aanvanklik gehad het. Hy het nou 37 setels teenoor Gantz se 31. Dit gee Netanyahu die mag, volgens hulle grondwet, om 'n regering saam te stel. Uiteindelik moet hy 62 setels hê, dis 1 meer as die helfte van 120, wat die totale seteltal van die Knesset is. So 'n mens vertrou, en ek dink ons moet bid daarvoor, dat hy die regte ouens kry, en dat hy genoeg ouens kry om 'n regering saam te stel. Nou moet ons ook besef dat hierdie proses is nog nie afgehandel nie, dis aan die gang. Israel is verdeel in, onthou, hulle kom reg oor die wêreld, hulle stroom steeds in op grond van profesieë. Hulle kom met verskillende agtergronde en met verskillende idees. So daar's hyperlinks, daar's hyperregs, onder andere 17 Arabiese partye in die parlement. Ouens wat dis eintlik dink ek 4 kleiner partye wat nou ook saam een blok vorm. So daar's baie menings. Kom ons bid dat die Here die regte ouens vir Netanyahu gee, dat hy sy regering kan vorm. Nou moet ons bysê, Netanyahu staan onder veroordeling, hy's aangekla, ek het op 'n vorige geleentheid daaroor gepraat, dit is maar 'n saamgeflanste storie, maar hy gaan onder voor die hof verskyn een van die dae, en daar is sterk beweging vanuit die regering, spesifiek van Gantz, sy opponent, wat nou verloor het, van sy kant af, dat Israel nie hom kan erken as eerste minister, dat iemand wat 'n militêre, kriminele rekord het, nie mag eerste minister word nie, en so aan en so aan. Maar ek glo nou, ek het nie heeltemal al die detail daaroor nie, ek glo dat hy eers in die hof moet skuldig bevind word, voordat so iets kan gebeur. Intussen het Gantz self in die moeilikheid gekom, in die sin dat hy was eers 'n militêre ou in die weermag, en toe het hy later die gewone lewe betree. Hy was onder andere voorsitter van 'n maatskappy met die naam van Fifth Dimension, en in sy voorsitterskap van hierdie direksie het daar ook ongeruimthede plaasgevind, en is daar nou ondersoeke of kriminele ondersoeke wat daar aangegaan het. Ek dink hy het 'n klomp steen as gevolg daarvan verloor, en dis waarskynlik, sê party verklaarders, die groot rede waarom hy hierdie verkiesing soveel slegter gedoen het as Netanyahu, en ook slegter as in die vorige verkiesing. Jy sal onthou, in die vorige verkiesing het hy 1 of 2 setels meer as Netanyahu gehad. Nou ja, hierdie ooreenkoms is nog nie finaal bereik nie, dis vir ons belangrik wat daar gebeur. Netanyahu is 'n persoon wat die Here in die afgelope 16 jaar, plus, ek dink dit nou al 17 jaar wat hy aan die bewind is, het wonderlike goed gebeur, in lyn met die woord van God, in lyn met profesie. Jerusalem is teruggeneem, die Golan Hoogland is weer deel van Israel, stukke van die Wesbank is ook deel van hulle, soos dit hoort, en soos dit uiteindelik gaan wees. So die Here gebruik hom vir 'n wonderlike, om dat goed in vervulling gaan. Ek weet nie wat vorentoe nie, ek weet nie of hy die uiteindelike stoel gaan hê nie, ons weet net, die Here is in beheer. Ek wil hier afsluit met 'n gedeelte uit Romeine 11. In Romeine 9 tot 11 hanteer Paulus hierdie hele ding van die verhouding tussen kerk en Jode, en hoe moet ons dit sien in die lig van die woord, in lig van profesie van die Ou Testament, en in die lig van die Nuwe Testament. Dit is eintlik 'n wonderlike hoofstuk. Ek kan nie verstaan hoe gereformeerdes hierdie goed nie kan insien nie, want dit is so duidelik. Ek lees vir u Romeine 11 van vers 25 tot 28. Ek wil graag aan julle 'n geheim vertel, sê Paulus, broers en susters, wat God aan my bekend gemaak het. Dit gaan daaroor dat die verharding vir 'n baie beperkte tyd oor Israel gekom het, totdat die volle getal uit die nie-Joodse nasies onder die heerskappy van God gekom het, en so sal die hele Israel verlos word. Israel op die stadium is verhard. Politici is verhard. Daar's niks van Jesus die Messias in hulle beleid nie, daar's niks in hulle vooruitsig nie, hulle is absoluut aards, hulle is mense wat humanisties dink, en baie liberaal, baie van hulle op hierdie manier hulle beleid ook bedryf, en hulle sienings bedryf.
Nou, wat die Here Jesus hier sê, is dat hierdie verharding is net vir 'n tydperk. Sodat die ouens wat nie Jode is nie, dis u en ek, dat ons Jesus Christus kan aanvaar. En as ons dit gedoen het, dan gaan die genade weer terug. Hy sê hierso, en so uiteindelik sal die hele Israel verlos word. Met ander woorde, God gaan weer terug in genade na sy volk toe, en dit is stadig aan besig om te gebeur. Weet u, daar is op die oomblik dink in Israel maar iets soos 30.000 Messiaanse Jode, maar hulle neem dramaties toe. Ons het self die voorreg gehad om so erediens by te woon op hulle Sabbat. Dit is wonderlik hoe hulle meeleef in hulle, as hulle die Here Jesus aangeneem het en leef as sy kinders. Nou gaan hierdie versie verder, hulle is wel op die oomblik vyande van die goeie nuus, maar dit kom julle ten goeie, omdat God nou sy gawes aan julle geskenk het. Met ander woorde, dit wat vir die Jode bedoel was, het hy nou vir die kerk gegee. Tog is hulle, die Jode, wat God se uitverkiesing betref, nog steeds geliefdes van God. Hy het immer sy beloftes aan die aartsvaders gegee, en sy gawes en beloftes staan onherroepelik vas. Vriende, ek kan nie verstaan hoe gereformeerdes by hierdie versie verbykom nie, wat sê dat die beloftes nie meer vir hulle geld nie, dit geld nou vir ons, wat die sogenaamde nuwe Israel is. Dit is absolute nonsens, en ons sien dit voor ons oë hoe dit verkeerd bewys word in die Here se toetrede met profeseë. Dit is wat die eerste onderwerpie betref, die Israelse verkiesing. Die tweede ding waarna ek wil kyk, is die konflik tussen Rusland en Turkye. Nou gaan ek weer terug woord toe. Waarom praat ons hieroor? U sal onthou, die van u wat gereeld luister, dat beide Rusland en Turkye is deel van die alliansie wat Israel uiteindelik gaan aanval. Daar is ander lande, ons gaan nie nou daaroor praat nie, maar hulle is spesifiek deel daarvan. Hulle is ook die twee wat die afgelope 2 of 3 jaar reeds in die teen die noordgrens van Israel in Syrië lê en baie by mekaar gekom het, baie onderlinge ooreenkomste getref het, hulle kuier by mekaar, en hier skielik is hulle nou konflik, hulle is nou amper in 'n oorlog met mekaar. Ons gaan nou meer daaroor sê. Hoekom? Gaan ons terug aan die geskiedenis, is Israel en Turkye al baie oorloë met mekaar gehad. Ek dink in die paar 100 jaar, die afgelope paar 100 jaar, kom ons sê 500 jaar, ek kan nou nie getyd onthou nie, is dit al iets soos 12 oorloë. So hulle is in wese maar mekaar vyandig gesind. Nou wil ek net bietjie agtergrond gee oor die konflik wat nou daar ontstaan. In Syrië het ons die Assad regering altyd gehad. Hy is 'n Shiït. Hy word geondersteun deur Iran. Dit is waarom Iran ook daar is. Om dan nou sogenaamd vir Assad, dis die verskoning waarom hulle ook in Syrië is. Uiteindelik sê die woord, hulle gaan Israel aanval, en dat dit van die vyand se kant af natuurlik die rede is waarom hulle daar is. Die rebelle wat teen hom in opstand gekom het, is Soenies. En Soenie word weer deur die Turkye ondersteun. Erdogan van Turkye is soort van die waghond, word hy genoem vir die Soenies. Weereens is 'n konflik tussen twee groeperinge in die moslimwêreld. Daai mense beklei geweldig met mekaar. So die aanvanklike burgeroorlog tussen die rebelle en die regering was eintlik maar Soenies teen Shiite. Nou, die Sunni rebelle is op een of ander manier, ek dink dit was met Turkye se hulp, toegelaat om uit die suide uit waar hulle aanvanklik die konflik was, naby Damaskus, teen die grens met Israel, daar rond was dit gewees, is hulle toegelaat om noord te gaan na die stad Idlib. So Idlib het 'n groot bevolking van rebelle teen die Assad regering. Idlib is ook naby Turkye. Nou Rusland het toe gesê, nee, maar ek is vriende met Assad, hierdie klomp rebelle moet reg gesien word. Hy het hulle begin aanval, en hy wou dit eintlik maar vernietig, en dan vir Assad sê, kyk hierdie wonderlike mens, vriend wat ons is vir jou, ons het jou rebelle uit die weg uit geruim, en jy is nou weer alleen leier in hierdie land. Turkye het nie op laat wag nie, hy het gesê, nee, dit werk nie so nie, ek gaan my vriende help. Hy het toegetree, hy het lekker seer gekry in die eerste skermutselinge, daar is iets soos 50 soldate dood, en nou tree Erdogan van Turkye massief in terme van militêre krag op. Jy sal waarskynlik oor die nuus gesien het hoe die konvooie militêre voertuie en wapentuig ingebring word na Idlib toe, om dan nou die Rusland, wat nou eintlik sy bondgenoot veronderstel is om te wees, om Rusland aan te val. So hier kan 'n lekker oorlog uitbreek. Ons weet
Omdat ons die woord lees en woordstudente is, dat al hierdie wapentuig wat so inkom, onthou Rusland gaan nou ook goed aanbring, dat dit uiteindelik gebruik gaan word teen Israel, as 'n mens Esegiel 38 reg verstaan. Vriende, so die afleiding is, hoekom beklei alliansievennote? As ons na vers 13 gaan kyk van Esegiel 38, dan staan daar eintlik iets baie interessant. Die waarnemer, Esegiel, kry dit van God, dat hy dit moet skrywe, het jy kom plunder. Hy praat van Gog. Gog is die alliansie van verskillende lande, met ander woorde, andere Rusland en Iran. Het jy kom plunder, en dan noem hy pertinent, vee, grond, silwer, goud, besittings. Weet jy, en dan, hy het dit nou nie geweet nie, of daai tyd het dit nog nie bestaan nie, maar Israel het 'n verskriklike voorraad olie en aardgasse, en beide Rusland en Iran, ons het dit al hoeveel keer vir mekaar gesê, is ekonomies in 'n hoek. Met ander woorde, uiteindelik gaan die aanval op Israel om ekonomiese redes wees, hulle gaan plunder, omdat hulle daaruit voordeel kan trek. En ek wil amper sê, dan maak dit nie saak, wie is my vernoot nie. As ons gaan plunder, gaan dit nie oor 'n gedeelde visie, dat Israel vir ons, dat ons nie hou van Israel of sulke goed nie. Dit gaan oor wat hulle kan buit in die land. So eintlik is dit in lyn, want as jy dan verder gaan kyk in Esegiel 38 vers 21, dan sê God, ek stuur 'n swaard teen Gog, teen hierdie alliansie. Hy beskryf hoe hy self gaan toetree, met haalstene, met vuur en swaal, met aardbewings, soos die aarde seker nog nooit gesien het nie. Elkeen, sê hy dan, sal teen sy eie broer baklei. Met ander woorde, die alliansievennote gaan teen mekaar beklei. Die woord sê dit. So hulle is nie daarin 'n vreeslike liefde vir mekaar nie. Hulle gedeelde ooreenkoms was om te gaan buit. En as jy meer vat as ek, dan gaan ek kwaad word. En veral as God toetree en ook hulle harte verhard teenoor mekaar. En dan sien ons hierdie skrikwekkende oorwinning wat God behaal oor die vyande van God. Israel gaan liderlik seer kry, ons sien dit in Jesaja 17, maar die oorwinning gaan Israel toekom. Vriende, dit is wat dit betref. Die volgende een is die coronavirus. Nou, as iemand 6 weke vir my sou gesê, kom ons sê so einde Januarie, dat ek oor 6 weke hierdie goed gaan sê wat ek nou vir u gaan sê, dat ek gaan sê, die aandelemarkte is in 'n vryval, dat die Dow in 'n baie kort tyd iets soos 10% geval het, dat daar 'n geweldige ekonomiese krisis in die wêreld aan die ontstaan is. As ek dit gaan sê, nommer 2, dat China eintlik maar ekonomies tot stilstand knars, dat Japanse skole gaan sluit, onbeperk gaan sluit, dat die Italiaanse skole en universiteite onlangs gesluit is, dat sportbyeenkomste afgestel word, dat die Olimpiese spele in die weegskaal is, dat Kalifornië 'n noodtoestand sou afkondig, dat Disneyland sluit, en so kan ons aanhou. Vriende, dit is die feite. Dis goed wat ek 6 weke terug nie kon voorsien nie, wat die wêreld nie kon voorsien nie. En dan herinner het ons dadelik aan die woord wat die Here Jesus ook gesê het in Matteus 24, dat die goed soos geboortepyne gaan gebeur. Toename intensiteit, toename korter op mekaar, en ons sien dit voor ons oë. Nou hierdie goed, die coronavirus is nie die einde nie, dit is maar 'n heenwysing na die goed wat kom. Die mag teenmiddel kom wat dit gaan stuit. Ons weet nie, dit kan baie erger word. Ek weet nie. Al wat ek weet is, dis 'n paniek wêreldwyd. Kom ons kyk gou na 'n paar feite. Ek dink een van die onsekerhede in hierdie wêreld is die sekerheid of die onsekerheid oor die syfers. Niemand is seker of China regtig die regte syfers gee nie. Wat hulle wel weet is dat die goed ongelooflik vinnig sprei. Hulle weet dat daar 'n 27 dae inkubasieperiode is, aanvanklik hulle gesê 14 dae, toe raak ouens daarna wat onder kwarantyne was weer siek en is nou al op 27 dae. 80 lande is reeds betrokke, onder andere Suid-Afrika, so 'n dag of 2 gelede ons eie gevalletjie gekry. Daar is die wêreldwyde hysterie, die getalle wêreldwyd loop nou al, as u dit luister, gaan dit by die 100,000 wees, dit kan waarskynlik al meer wees, nou in terme van 'n bevolking van 7 biljoen is dit seker nie so baie nie, maar die
impak is veral ekonomies. Jy kan vir jouself dink, as China tot stilstand kom, as treine gaan staan, vliegtuie, ek het gister oor die nuus het hulle gesê van 'n groot redery wat 160 vlugte ingekort het. Dit is maar een. Hoeveel ander vlugte is knars tot stilstand? Soos ek sê, treine gaan staan. Stel jy voor, in Suid-Afrika, as die ding hier regtig sy loop neem, gaan die myne waarskynlik moet sluit, want mense kan nie in groot getalle by mekaar kom nie. Ons praat van dramatiese goed wat kan gebeur op die kort termyn. Sommige net 'n interessante storieetjie oor Iran. Iran het die tweede meeste gevalle. Nou, die heilige stad in Iran is Koms, en dit is die setel van die Shiite, né? So in Iran spesifiek, maar dit het 'n baie groot rol te speel van die Shiite wêreldwyd. Dit is 'n baie heilige stad. En daar's beeldmateriaal, dis voor kameras gedoen, waarvan hierdie moslems die hekke van die moskeeë lek, omdat hulle sê, Allah gaan ons bewaar. Nou, dis net een siek man met coronavirus wat aan daai lekke hek, aan die hekke lek, en hy steek ander aan, wat ook daar gaan lek. Dit is eintlik 'n hartseer storie, dit is 'n geloof in 'n vals god. Hy kan hulle nie red nie, en ek dink dis een rede waarom hulle die tweede grootste siek bevolking op hierdie stadium het rondom die coronavirus. So, wêreldwyd is dit maar 'n krisis. Ek wil nou hierdie vraag vra, en dit is eintlik waar ek wil uitkom. Hoe raak dit die kinders van die Here? Vriende, as ons in 'n paniekerige wêreld lewe, as ons as kinders van die Here sê, hy is in my hart, sy vrede beheers my gemoed, beheers my hart, dan moet die wêreld dit kan sien. En ek dink goed soos hierdie is een van die wonderlike geleenthede wat die Here skep, wil ek amper sê, dat sy woord kan sprei, dat die getuienis van die kinders van die Here kragtig word. Die wêreld sien nie vir Jesus Christus raak nie, hulle lees nie die woord nie, hulle sien vir u en vir my. In die manier waarop ons optree in sulke omstandighede, moet heenwys na wie Jesus Christus is. Dat Jesus Christus my hart, my gees beheer. Ek kan nie my gaan toesluit agter 'n masker, agter 'n klomp slotte, as mense rondom my siek is en nood is nie. As kind van die Here moet ek uitgaan. Ek is nie bang vir die dood nie, ons weet mos waarheen ons gaan. Jesus Christus was nie bang vir die dood nie, ek gaan dit nou lees. So, ek bid dat hierdie hele ding getuienisgeleentheid word, en dat meer en meer mense hulle oë draai na die een toe wat lewe. Kom ons vra dit vir mekaar, kom ons vra vir die Here dat ons ook in ons bangheid en in ons onsekerheid, dat hy ons seën met 'n sekerheid en met 'n vrede wat bonatuurlik is. Op die ou einde gaan ons, hoe sien die wêreld my as kind van die Here? Ek is 'n getuie, ek is lig, ek is die goeie reuk, die aangename reuk, sê die woord, en ek moet dit wees. Ek is die sout van die aarde, sê die Here. Kom ons wees dit in ons omstandighede, ook wanneer dit rog gaan, ook in gesprekke waar wanhoopigheid heers, waar vrees heers, dat ons sal kan heenwys na die een, na die bron van vrede, die een wat dinge verander. Ek wil 2 skrifte aanhaal. Die een is in Hebreërs 12, vers 1 en 2. Met so 'n magtige skare toeskouers rondom ons. Nou hierdie magtige skare verwys die Hebreërs skrywer hier na die gelowiges wat ons voorgegaan het, né? Hulle kyk na ons. Hulle hou ons dop in die wedloop van geloof. Kom ons stroop dan af wat ons spoed kan vertraag, vir al die sonde wat so maklike hou vas op 'n mens kry. Vrees is ook sonde, kom ek sê dit maar net hier. Kom ons hardloop met volharding op die baan, wat voor ons uitgestrek lê, nog met ons oë vasgenaal op Jesus, die voorganger en volëinder van ons geloof wedloop. As die voorganger beteken, hy het ook reeds hierdie wedloop voltooi, hy het dit oorwin, en dan natuurlik, hy is ons volëinder, met ander woorde, hy is daar, by die wendpaal, hy wag vir my, hy wag vir u, hy kyk hoe ons hierdie wedloop doen. Hy het terwille van die blydskap wat daarvoor gewag het, die kruis verduur. Kom ons sê dit in ons situasie, dat ons ook terwille van die blydskap wat voorwag, hierdie wedloop kan loop voluit in sy diens as kinders van die Here. Ja, hy het homself deur die skande van die kruisdood nie laat afskrif nie.
afskrik nie, en nou sit hy op die ereplek langs God op die troon. Jesus was nie bang om dood te gaan in hierdie stryd nie. Vriende, ek en u moet ook nie bang wees om dood te gaan nie. Kom ons wys hier na Jesus Christus. Dit is 'n baie diep woord wat ek nou hier spreek, en dit kan waarskynlik in my eie skoot val, en dan moet ek onthou wat ek nou hier vir u sê, en dit is daarom bid ook vir my, dat ons, wanneer ons in hierdie krisissituasies kom, dat ons die lig en die wysheid sal kry, om as kinders van die Here so op te tree, dat sy naam verheerlik word. Die volgende skrif wat ek wil aanhaal, het die Here eintlik vir my gesê oor iets heel anders, maar ek haal dit hier aan, omdat dit so mooi inpas. 1 Tessalonisense 2 vers 19. Immers, as ons met Jesus, ons Here se terugkeer voor hom moet staan, wie sal ons vooruitsig of blydskap of kroon wees? Is dit nie julle nie? Paulus praat hier met die Tessalonisense wat gered was uit die heidendom tot die Christendom. Hulle is mense wat verlore was, né? En wat God kom red het, kom kies het as gevolg van die werk van Paulus en ander gelowiges. Nou sê hy vir hulle, julle is ons kroon, julle is ons blydskap, julle is ons wat sê hy, vooruitgang, en julle is die ouens wat saam met my voor die troon van Jesus Christus gaan staan. Ons kan sê die beloning. So is dit nie wonderlik nie, dat ons ook mag vra, Here, dat uit hierdie krisissituasie wat die wêreld nou tref, en ander goede wat hieruit kan ontstaan, ekonomiese krisis, of ander pla, of ander rampe, dat ons as kinders van die Here die wysheid sal kry, en die moed sal kry, en die begeerte sal kry, dat hierdie situasie vir my in 'n posisie stel, om as getuie van Jesus Christus mense vir hom te wen, mense wat saam met my voor sy troon kan staan, wat my kroon kan wees, my blydskap kan wees, wanneer ek voor Jesus Christus te staan. Ek bid dit vir elkeen. Here, u hoor wat ek nou sê, en ek vra, Gees van die Here, dat hierdie goed waar word in ons lewe, dat ons vreesloos staan as u kinders. Maak nie saak wat die situasie is nie. Here, u woord berei ons voor op goed wat nog gaan gebeur. Ons weet dit gaan erger word, maar ons weet ook, u is die Here, u oë is op ons, en u het vir ons besonder lief. Here, u was nie bang vir die dood nie, u deur die dood gegaan om die oorwinning te behaal. Gee vir ons ook daai vreesloosheid. U naam is die naam bo alle name, en dis die naam wat oor ons geskryf staan. Daarvoor prys ons die naam. Amen. Seën vir julle.